Ek gaan hierdie een vir julle lees. Dit het verlede week gebeur. Dit is ongelukkig nou in Engels. Maar dit sê, residents of Stilfontein are deeply concerned about the growing crime in our community. Recently, a 73-year-old tuck shop owner who has reportedly been attacked several times by criminals faced another incident on Friday evening. In defending himself during the attack, he tragically shot one of the perpetrators. En waar is die tragedie daarin, of die tragedie daarin, as jy aanhoudend aangeval word en jy skiet een van daai mense raak. Nou hierdie man is, sedertdien is hy gearresteer en hy het nou in hierdie week, maandag het hy in die magistraatshof verskyn. Maar nou, die vraag wat ek hierso vra, is, ons probeer almal 'n lewe maak. Daar is nie werk vir almal nie. Hoekom? Want buitelanders word ingebring om die werk wat vir ons eie burgers daarso is, te vat. Daar's baie stories rondom dit, daar's baie teorieë rondom dit, daar's baie wat mense te sê het oor ons eie mense. Dis hoekom buitelanders eerder aangestel word. Beplaas in Limpopo, huisroof, buitelanders op die plaas. Hulle weet presies wat in 'n huis aan die gang is. Maar, dit is nie die punt nie. In defending himself, nou het ons nie meer 'n reg om onsself te verdedig nie. En dit gebeur gedurende plaasaanvalle ook. As ons onsself begin verdedig, dan is ons, wat eintlik die slagoffer is, aan die verkeerde kant van die gereg. Dinge het skeef gedraai teen ons, wat die onskuldiges is, wat 'n lewe probeer maak, wat die volk probeer voed in baie gevalle. En as ons daardie fyn lyn oortree, dan is ons die mense wat in die moeilikheid is. Herhaaldelike kere is hierdie man aangeval, het hy nie 'n reg om homself te verdedig nie. Vra ek vir jou, waar word die lyn getrek in gereg in Suid-Afrika op die stadium?